My naam is Terina Retief en ek is in graad 8. Ek het 'n genetiese siekte wat ek gekry het van my ouers af deur my bloed. Die naam is Cone-rod dystrophy of in Afrikaans keelkenstafie dystrofie. Ek het net 10% visie en ek is baie ligsensitief. Dis hoekom ek 'n sonbril dra, maar 'n gewone bril help nie, want my keeltjies en my stafies is besig om dood te gaan. Ek hou net nie daarvan om so te sien. Ek wil normaal hanteer word. Dit is altyd moeilik. Nie almal is altyd daar nie. Party mense, hulle dink ek en my ouma lieg soos oor dat ek kan sien, want ek is so onafhanklik. Dan dink baie mense, dit is nie waar nie. En ander weer dink ek is heeltemal blind en dan wil my ook nie help nie. Ek is Mionay Maree, ek is 'n juffrou by Oranje, ek gee geskiedenis en LO. Ons het in die week het ons gehoor Terina gaan dalk met 'n guide met swem. En ja, ons het so gewik en weeg wat om te doen en toe steek ek my hand op sê ek, hoorie, hoekom doen ek dit nie? Ek swem redelik sterk, so ek het gevoel die persoon wat haar seker lei moet bietjie sterker as sy swem, dat hulle haar nie terughou nie. Ek het toe vir Terina gevra, sal sy gemaklik daarmee wees, omdat dit haar eerste keer is. En ja, sy het toe ingestem en ons het die ding saam aangepak. Ek het aanvanklik kruipslag geswem, maar soos ek swem het ek besef ek is bietjie te sterk en ek kan nou nie so lekker dophou nie. So toe het ek maar meestal op my rugslag geswem en dan as sy opkom met borsslag om, jy weet, uit te maak waar sy is, dan het ek net dat ek vir gesê, Terina, jy doen great, hierdie kant toe, daai kant toe, volg my stem en nou en dan swem ons maar teen mense vas en dan so ja, sy het baie mooi geluister ook soos ons geswem het. Met die swem was ek ook 2 keer geprobeer om te geklassifiseer te word as onder disabled te swem, maar my sig was net goed genoeg om buite daai skaal te val. Ek moet sê, dit was my groot voorreg. Ek hou daarvan om elke jaar my eie tyd te swem en om dit te probeer verbeter, maar waar gaan mense ooit weer so 'n geleentheid kry? En ek dink baie mense sal dit wil doen, maar kan nie swem nie of kan nie so vinnig swem of so nie. So dit het nou maar net so uitgedraai dat ek toe nou die persoon was en dit was regtig baie spesiaal om dit saam met haar te doen en saam met haar oor die streep te gaan. Het was baie lekker. Ek was geweet verseker ek gaan eintlik daar uitkom. Voordat het ek nie geweet waartoe ek gaan nie. Weet nie of ek daar uit gaan kom nie. Weet nie of ek dit gaan regkry nie, maar toe ek hoor iemand gaan saam my kan gaan, toe weet ek hoef nie soos meer bang te wees om te gaan nie. Ek is baie trots op haar. Sy het so goeie tyd ook geswem. 37 minute, so sy kry erkenning ook by die prysuitdeling om onder 40 minute te kon swem. Het was baie lekker en gedink ek het dit nou vir die eerste keer gedoen en ek het dit gemaak. Ek probeer maar als en ek het van kleins af het ek alle sport gedoen waar daar was en dan as dit op die punt kom dat ek nie meer kan nie, dan het ek maar net dit gelos, maar ek het dit ver gevat soos wat ek kan op daai stadium en probeer die maklikste maniere kry om dit te doen, maar op 'n stadium dan raak dit net te moeilik. Dis vir my baie spesiaal gewees. Terwyl ek swem ook, toe het ek net die Here gesê, dankie vir hierdie amazing geleentheid en ek het so na die wolke gekyk, ek kon so in die oomblik wees. So ja, Terina, jy het vir my 'n ander perspektief gegee van hoe die midmark kan lyk en wees. So toe ons klaar was, het ons mekaar so vasgehou en wel dan gesê en dit was net 'n baie vreugdevolle oomblik. Ja, jy het baie goed gedoen. Ek is baie trots op jou en ek dink jy gaan dit eendag op jou eie kan doen. Ja.